Baie welkom aan jou wat ingeskakel het op hierdie oordenking. Mag ons saam stil staan in die woord van God vir jou uitbring by dit wat vir jou bedoel is in hierdie geleentheid. Stel jouself daarom oop vir die Heilige Gees se werking in jou hart in hierdie geleentheid. So met die klank van Pinkster nog vars in ons geheue, bid ek dat jy die Heilige Gees as 'n werklikheid in jou lewe ervaar. Stel jouself oop vir die Gees se werking in jou lewe. Elke dag, laat hom toe om jou te lei en jou te bring waar hy jou wil hê. Kom, raak nou eers saam met my stil voor die Here, net daar waar jy jouself nou bevind. Here, ons enigste Here, U sê vir ons in ons teks in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. O Here, dis die gebed van ons harte, dat elkeen daardie klop, daardie stem van die Heilige Gees in hulle eie lewens sal hoor. Ons eer U opnuut vanoggend as die enigste, ware, drie-enige God. Daar's niemand buiten U nie. Amen. Hierdie ware, drie-enige God, God die Vader, God die Seun, Jesus Christus, God die Heilige Gees, seën jou opnuut nou daar waar jy jouself bevind, met sy liefde, genade en vrede in oorvloed. So is ons nou al deur nog 'n spesiale Paastyd. Ons het regtig in Paastyd moeite gedoen om die ware betekenis daarvan opnuut uit te lig. Ons is deur nog 'n Pinksterreeks sopas. Ons is al deur soveel preke, boodskappe in die kerk, oor die TV, oor die radio, wat 'n vorm van sosiale media ook al. Ons hoor die evangelie op soveel verskillende maniere. Maar wat maak ons daarmee? Wat maak ons met die woord van die Here? Hoor en luister ons regtig as die Here met ons praat in sy woord? Ek het hierdie afgelope week weer vir 2 Korintiërs 10 vers 18 raak gelees in die boodskap vertaling van die Bybel. En hoor net wat staan daar. Nee, al wat saak maak is dat God met jou lewe tevrede is. Sy goedkeuring is al waarvoor jy moet leef. Hoor? Al wat saak maak is dat God met jou lewe tevrede is. Sy goedkeuring is al waarvoor jy moet leef. En dit het my uitgebring by ons tema in hierdie geleentheid. Hoor ons as die Here klop. Hoor ons as die Here klop. En ek bring dit uit 'n baie bekende gedeelte in Openbaring. Ons staan nou juis by die woordskool in NG Klerksdorp Doringkruin stil by die boek Openbaring. Ons het Openbaring 3 vers 14 tot 22 al 'n geruime tydjie terug hanteer daar. Maar dit is ons teks in hierdie geleentheid. Openbaring 13 vers 4, Openbaring 3 vers 14 tot 22. Die brief aan die gemeente in Laodicea. Ons tema: hoor ons regtig as die Here klop. Kom lees die gedeelte saam met my, jy kan dit sommer op die skerm volg. Die boodskap aan Laodicea, Openbaring 3 vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea,
So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan, om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie. En koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Ons moet baie deeglik let op daai woorde in vers 22 van ons teks. Hierdie woorde wat sê, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Die woord gemeente word daar in meervoud geskryf. So, hierdie opdrag in vers 22 kom in al 7 die briewe in Openbaring aan die 7 gemeentes in Klein-Asië voor. So, dit beteken nou prakties dat al 7 hierdie briewe in al 7 die gemeentes in Klein-Asië voorgelees moes word. Bepaalde sake word vir bepaalde gemeentes spesifiek beklemtoon, maar al die opdragte in al 7 hierdie briewe geld net so vir al 7 gemeentes in die provinsie Klein-Asië, wat dan ook verteenwoordigend is van die hele kerk, hele Christelike kerk van die Here reg oor die aarde, wat dan ook vir jou en vir my insluit, ook spesifiek in NG Klerksdorp Doringkruin gemeente, die gemeente waaraan ek behoort. So, dit wat in hierdie brief aan Laodicea staan, wat ons sopas saam gelees het, geld dus ook vir jou en vir my in 2026. Jy sien, ons het hier te make met die ewige evangelie, wat nooit ooit verlore gaan, tot niet gaan, maar wat vaststaan tot in aller ewigheid. Woorde wat nooit verbygaan, soos Lukas 21 vers 33 bevestig. Gaan lees bietjie daai vers. Lukas 21 vers 33. Nou ons teksgedeelte Openbaring 3 vers 14 tot 22 staan hier uitdruklik, word geskryf aan almal wat kan hoor en moet luister. Met ander woorde, alle mense met 'n redelike begrip en verstaansvermoë. Mense wat met ander woorde, almal wat die verskil tussen hulle linker en regterhand ken, almal wat verantwoordelikheid kan aanvaar, almal van wie rekenskap geëis kan word. So, dit beteken by almal van ons wat kan hoor en wat moet luister, staan Jesus Christus buitekant ons lewe, totdat ons lewe vir hom oopmaak.
Jy en ek word nie gebore met Jesus in ons harte nie. Nee, hy klop sodat die wat kan hoor en luister, vir hom sal oopmaak. Jy en ek moet Jesus Christus in ons lewens innooi. Dis wat moet gebeur. Efesiërs 3 vers 17 leer, dat Jesus deur die geloof in ons harte woon. Eers wanneer daar deur geloof vir hom oopgemaak word, kom hy in ons lewens in, om saam met ons fees te vier. So dit beteken prakties, jou en my verlossing vind plaas op daardie oomblik wanneer ons die versoening aanvaar wat God deur Jesus Christus vir ons aan die kruis bewerk het. Die oomblik wanneer ons harte vir Jesus Christus oopmaak, vind ons verlossing plaas. En dan gaan ons eens en vir altyd uit die dood oor na die lewe. Johannes 5 vers 24 bevestig hierdie waarheid waar daar staan: dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Johannes 5 vers 24. Onmiddellik nadat Saggeus uit die wilde vyeboom uitgeklim het en Jesus met blydskap in sy huis en in sy hart ontvang het, sê Jesus, Lukas 19 vers 9, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Saggeus se verlossing het plaasgevind op daardie selfe oomblik wat hy die Here Jesus in sy lewe ingenooi het. En vriende, so gebeur dit ook met elkeen van ons. Die oomblik wanneer ons lewe vir Jesus oopmaak, word ons onmiddellik gered en ontvang ons die ewige lewe. Dit beteken, by elkeen van ons moet daar ergens 'n oomblik aanbreek wanneer jy tot 'n besliste keuse vir Jesus in jou lewe kom. Een of ander stadium in jou lewe moet jy die Here as jou verlosser aanneem. En dit staan bekend as jou eerste bekering. Die besef van ons verlossing geld van daardie oomblik af wat ons Jesus deur die geloof aangeneem het in die krag van die Heilige Gees. Vanaf die oomblik wat ons harte vir Jesus oopgemaak het en hom ingenooi het in ons lewens. Johannes 1 vers 12 en 13 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Hierdie besef dat ek regtig deur Jesus gered is, word dan al hoe duideliker en sterker na mate ons geloof sterker groei in ons voortgesette bekering. Elke dag moet ek myself as ware opnuut tot die Here bekeer. Elke dag moet ek opnuut my totale afhanklikheid van die Here erken en bely. En dit staan bekend as ons voortgesette bekering. Dis baie belangrik dat ons ook sal besef en dit verstaan, dat ons die Here Jesus nie almal op presies dieselfde wyse vind nie. So verskil Paulus se bekering byvoorbeeld
van Timoteus se bekering. Paulus was 'n wegbreker, 'n rebel. Dit is sy geskiedenis. Hy het die gemeente van die Here Jesus aanvanklik wreed vervolg. Hy het die Here Jesus belaster en beledig. Maar toe het God op 'n kragtige wyse ingegryp in Paulus se lewe. Toe hy op pad was Damaskus toe, met die doel om die Christene daar te gaan arresteer en hulle na Jerusalem toe te bring. Op die pad na Damaskus slaan God hom met 'n weerligstraal uit die hemel en slaan hom met totale blindheid. 3 dae later het 'n volgeling van die Here Jesus met die naam van Ananias vir Paulus gehelp om tot bekering in God te kom. En ons lees daai hele stuk geskiedenis in Handelinge 9 vanaf vers 10 tot 19. Paulus se bekering was dus 'n drastiese bekering. Paulus het presies geweet wanneer, waar en hoe hy tot bekering gekom het. Maar dan, hoe anders was dit in Timoteus se geval? Timoteus, lees ons, het groot geword in 'n godsdienstige huis. 'n Huis van 'n godvreesende ma en 'n ouma, wat Jesus Christus waarlik geken het. Timoteus self, lees ons, het van kleins af die Heilige Skrif geken. Hy is daarin grootgemaak. En tog het Timoteus eers onder Paulus se leiding waarlik tot bekering gekom. En daarna het Timoteus se lewe eintlik nie vreeslik verskil van sy lewe voor sy bekering nie, maar tog was daar hierdie opmerklike verskil. Jesus het nou deur die geloof in Timoteus se hart kom bly, deur die Heilige Gees. Van die oomblik af sou Timoteus nou in verbondenheid met Jesus Christus lewe, in hom geanker, in hom gewortel, vas in die geloof en met dankbaarheid vervul. So, Timoteus, sou ons sê, het stilweg, gaandeweg, geleidelik tot bekering gekom. En nou gebeur dit nogal dikwels ook in ons dag, dat verbondskinders nie altyd presies weet waar en wanneer hulle tot bekering gekom het nie. En dis ook nie absoluut nodig om presies te weet wanneer, waar en hoe jy tot bekering gekom het nie, solank jy net seker is dat dit regtig gebeur het en dat jy steeds voortdurend rekenskap kan gee van jou geloof in Jesus Christus. As dit so is, dat jy dalk twyfel of jy Jesus Christus as jou verlosser aangeneem het, moenie langer uitstel nie. Maak liewer dubbel seker. Jy sien, ons is almal op pad na ons ewige bestemming, wat of die hemel of die hel is. Maak daarom dubbel seker dat jou saak met Jesus Christus alreeds reg is, uitgesorteer is. Aanvaar sommer nou dadelik die versoening met God, wat Jesus Christus vir ons almal aan die kruis bewerk het. Maak vandag die dag, die datum wat jy kan onthou, wat jy absoluut jou lewe oopgemaak het vir Jesus. Die groot vraag bly, hoor ons as die Here klop in ons lewe? Hoor jy as die Here met jou praat deur sy Gees, deur die Heilige Gees, en luister jy? Hoe reageer jy? Hoe antwoord jy op die stem van die Heilige Gees in jou lewe? Ja, ons is deur Pinkster en ons is herinner aan die werklikheid van die Heilige Gees. Maar hoe gaan jy die Heilige Gees as 'n werklikheid beleef as jy nie regtig tot bekering gekom het nie?
as jy nie regtig jou lewe oopgemaak het vir Jesus, hom ingenooi het, hom aangeneem het as jou verlosser en toelaat dat hy jou hele lewe oorneem en beheer deur sy Gees, die Heilige Gees. Ek wil nou graag daar waar jy jouself bevind, vir jou net so 'n geleentheid gee om bietjie stil te word voor die Here. En hierdie vraag behoorlik te oordink. Is jy waarlik 'n kind van God? Praat met die Here. Here, ek bid dat elkeen hierdie sekerheid het. Hulle wat dalk nou ontdek het, maar hulle is nie seker van hulle geloof in U nie. Hulle is nie seker dat hulle U aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker nie. Ek bid, Here, dat U deur die Heilige Gees sal deurbreek in elkeen van hulle se lewe. En dat hulle lewe sal oopmaak vir U en U innooi om die totale beheer in hulle lewe oor te neem deur die kragtige werk van U Gees, die Heilige Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Jy het die klop van die Here gehoor in hierdie geleentheid. Kom, stap uit en gaan doen wat die Here op jou hart gedruk het. En ervaar God die Vader se groot liefde vir jou en God die Seun Jesus Christus se groot genade elke dag splinternuut oor jou in en deur die alomteenwoordigheid van sy Gees, God, die Heilige Gees, binne in jou. Amen. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want U liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd prys, my hande ophef om U naam te eer, want U is die